Almal, baie welkom hier vanoggend by ons in die huis van die Here en ook saam met medegelowiges. Dis vir ons lekker dat ons kuiermense het. Nou Gerard het vir my die name gegee, maar vanoggend is ek nou soos hy nou onthou ek nie die name nie. Baie welkom hier by ons. Ek weet jy kuier 'n bietjie by die kinders. Baie welkom kuier julle ook so 'n bietjie by die kinders. Ja, so die kleinkinders is opgewonde om die oumas almal hier te hê. En baie welkom vir elkeen van ons ook wat hier is in hierdie oggend. Ons sien uit daarna om ook saam die Here te loof en te prys en te hoor wat die boodskap is wat hy vir ons het in hierdie oggend. So kom ons staan en dan sing ons saam, daar's niemand soos hy en prys die Here o my siel, as 'n manier om ook die Here te loof en te prys.
Hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En die hele skepping sing nou saam, en alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Hierdie Here is waardig. En daarom gaan ons in die volgende lied nou saam sing, waardig is die Heer. Wonderbare raadsman, sterke God, ewig Vader, vredevors, U is waardig. U is waardig. Rots van die eeuwe, blink môre ster, lelie van die velde, Immanuel, U is waardig. U is waardig. Waardig is die Heer. Waardig is die Heer. Die engele buig
verlosser, Heiland en Here, Jesus, U is waardig, U is waardig, is die Vader, is die Seun, en die Heilige Gees, U wat was en is, en altyd sal wees, U is waardig, U is waardig. Waardig is die Heer, waardig is die Heer, die engele buig voor U neer en sê waardig is die Heer, waardig is die Heer, waardig is die Heer, die engele buig voor U neer en sê waardig is die Heer, die engele buig voor U neer en sê waardig is die Heer, waardig is die Dankie, u kan maar sit. En hierdie Heer van wie ons nou gesing het, wat waardig is, het ook vir ons 'n wonderlike geskenk gestuur. Toe die Here opgevaar het na die hemel, het hy vir ons 'n belofte gegee dat ons nooit alleen sal wees nie. En in hierdie oggend het ons die wonderlike voorreg om Opstandingssondag te vier, want ons herdenk 'n belangrike gebeurtenis. Ons het 'n bietjie met die kleintjies gepraat daaroor. Ons herdenk die uitstorting van die Heilige Gees en die begin van die eerste kerk. En dit is hierdie gebeurtenis wat ons in hierdie oggend, ek gaan nie daaroor preek nie, maar net vir 'n oomblik wil ek net hê ons moet dit net vasvang in ons gedagtes. Want met hierdie gebeure, met die uitstorting van die Heilige Gees, is die lewens van die apostels verander. Is almal van ons se lewens verander, want ons is nooit weer alleen nie. Maar saam met dit het ons ook gawes gekry. Gawes nie vir onsself nie, maar gawes om mekaar mee te dien. En dit is waaroor ons vanoggend gaan gesels dan ook in die erediens. So ek wil graag vir ons saam bid, maar ek wil hê ons moet ons gebed inlei met die lied Gees van die Waarheid. Jy kan net so bly sit. Kom ons sing saam Gees van die Waarheid en dan sal ek vir ons dan daar bid. Gees van die waarheid, kom woon hier in my, maak my gehoorsaam, getrou aan U
baie dankie vir die voorreg wat ons het, om te kan weet dat U met ons is, elke oomblik van elke dag. Here Jesus, baie dankie dat U nie vir ons alleen agtergelaat het, toe U opgevaar het om aan die regterhand van God te sit nie, maar dat U vir ons 'n trooster gestuur het. Iemand om ons te leer, iemand om ons te help, om naby die klop van die Vader se hart te kom. Iemand om ons te help om die stem van die Vader te kan hoor en te kan verstaan. Dankie dat U vir ons daarmee geseën het. En as ons dan nou vanoggend so by mekaar is, dan wil ons sê, Here Heilige Gees, kom vul ons in hierdie oomblikke. Open ons hart en ons verstand. Help ons om op U te fokus, om U leiding te kan sien en te kan volg. En om hierdie oggend ook U boodskap baie duidelik te verstaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek moet net 'n regstelling maak. Ek Gerard fluister in my oor. Ek het gesien julle vir ons so liggies en ek niks so sê nie. Dis nie opstandingssondag, dis Pinkstersondag. Ek het die verkeerde dag gebruik. Ekskuus, dis ons herdenk Pinkstersondag vanoggend. Maar omdat ons dan ook hierdie gawes uit die hand van die Here ontvang het, ook geestelike gawes wat ons net oor gaan praat, gaan ons ook nou die geleentheid gee dat ons die Here kan dien met ons liefdesgawes, ook 'n offer om vir hom te sê dankie vir dit wat hy vir ons doen en gee. Kom ons bid saam. Here, in hierdie oggend wil ons vir U kom sê dankie vir al die liefde, al die seën, al die voorsiening, elke oomblik van elke dag. As ons dan nou hierdie dankoffer na U toe bring, dan weet ons dit is net 'n ietsie as 'n bewys van dat ons weet waar ons hulp vandaan kom. My gebed is, Here, dat U die kerkraad sal help en bystaan om hierdie fondse te gebruik tot U eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Baie dankie. En ons kinders gaan ook sommer nou vandag sterkte en geniet julle tydjie ook saam in die katekese. Hulle het baie stories. Ek het hulle Vrydag aand was my bietjie moeilik. Ek het Glory Kids gehad nou sommer so, maar dit was nou net na aan die Joyce se begrafnis, so dit was 'n bietjie vir my 'n moeilike oorgang van die begrafnis af na die Glory Kids toe, maar dit was net so 10 minute, toe's ek okay, want hulle het baie stories. Kom ons gebruik nou hierdie geleentheid net om ook weer opnuut te fokus op dit wat nou hierna gaan gebeur. Ek gaan vra dat ons sing Kom o Skepper Gees en dan sal ek vir ons die kanselgebed doen en daarna gaan ons voort met die boodskap. So kom ons staan en dan sing ons saam Kom o Skepper Gees. Skepper Gees, lewend makend Gees,
stuur vir ons 'n leidsmantra. Hy lei ons na U. Kom ons Skepper lewend maak en kom en al die volheid, kom en al die kracht, lei my in die waarheid, leer my van die wees U ook my trooster. Kom ons Skepper lei my in die waarheid, leer my van die wees U ook my trooster. Kom ons Skepper Maar sit dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons nou ook voor U troon kan kom kniel in gebed. Ons wil vir U loof, vir U liefde en vir U genade, vir U voorsiening. Dankie vir die geleentheid wat ons het om vanoggend hier te kan wees. Dankie dat ons net vir 'n oomblik op U kan fokus. Dankie dat U vir ons nooit alleen los nie, al is ons nie eers bewus daarvan nie, of al dink ons nie bewuslik al nie. Maar in hierdie oggend wil ons regtig ook na U toe kom en ons gemeente aan U opdra. Here, daar is soveel mense in ons gemeente wat siek is. En dis die begin van die winter en ons weet dat dit 'n moeilike tyd is vir van ons mense. Maar ons dink vanoggend in besonder aan Marius Botma, Here, dat U asseblief vir hom sal aanraak. En as U wil is, Here, dat U vir hom sal heeltemal genees. Wil U gee dat hy homself sal oppas ook nou. En dat hy sal seker maak dat hy doen dit wat die dokter sê, sodat hy volkome kan herstel. Ons bid ook vir William Dijkman, Here, dat U vir hom sal ondersteun in hierdie tyd. Ons bid in besonder vir Donderdag wanneer hy gaan om stents in te kry. Here, wil U asseblief hom dra deur die operasie, maar wil U ook vir hom help om, as dit U wil is, weer heeltemal sy gesondheid te herwin. Ons dink ook aan sy familie, Here, wat hom in hierdie tyd moet ondersteun. Net soos ons ook aan Delia dink, en die kinders. Here, maar dan wil ons ook vanoggend dink aan die baby, met wie dit bietjie beter gaan. Ek het gister met haar gepraat, sy sê dit gaan beter. Dankie dat sy voel dit gaan beter. Maar as dit U wil is, Here, wil U vir haar help om heeltemal aan te sterk en dat sy weer ook so sterk sal wees dat sy weer ook na ons toe by die Parel sal kan kom en ook saam met ons kan kuier. En dan bid ons vir Christel se ma in Suid-Afrika, vir Janie, Here. Ons wil vra dat U asseblief die dokter sal help om te kan weet, te kan agterkom wat regtig fout is. Sy is in die hospitaal en hulle is nog besig met toetse, maar dit gaan nie goed nie. Here, wil U vir hulle bystaan. Wil U ook vir Christel help wat so ver is en nie eintlik daar kan wees en so magteloos voel in hierdie tyd. Wil ook vir haar ondersteun, maar in besonder wil U ook haar ma bystaan en as dit U wil is, Here, heeltemal genees. En dan dink ons ook aan Biola wat swaar kry in hierdie tyd. Here, dat U vir haar ook sal help. Dankie vir Henny wat haar so getrou bystaan, maar wil U ook vir haar help in hierdie wintertyd dat dit met haar sal beter gaan. Vader, ek weet daar's nog ander mense wat siek is en wat ek nie nou die name van het nie, maar ons wil regtig vra dat U asseblief elkeen van ons gemeentelede en ons mense wat ons ken, ons geliefdes, dat U hulle sal dra. En as dit U wil is, Here, wil U vir hulle gesond maak
en versterk. Maar dan dink ons ook aan ander dinge in ons gemeente, Here, in ons huwelike wat swaar kry. Wil U asseblief gee, Here, dat ons regtig nie sal dink aan onsself nie, maar dat ons fokus op U sal stel en dat ons sal ons huwelike heilig onder dit 'n instelling is van U. En daar waar dit swaar gaan, Here, wil U asseblief uitkoms gee. Ons bid ook vir mense wat finansiëel swaar kry. Wil U asseblief uitkoms gee. Ons het soveel dinge wat ons aftrek en ons besig hou, wat ons nie eintlik altyd tyd kry op U te kan fokus nie. En daarvoor wil ek ook bid in hierdie oggend, Here, dat U vir ons as gemeente, vir ons as gelowiges, sal help om ons tyd so in te ruim, dat ons tyd sal maak vir U. Sodat ons tyd sal hê om in gebed met U deur te bring en U woord te leer ken. Sodat ons U stem sal kan hoor. Dankie dat ons hiervoor kan bid. En dan bid ek nou, Here, kom open asseblief U woord en kom help ons om regtig in hierdie oggend duidelik U boodskap te hoor. In Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend gesels oor die tema dien mekaar. Nou verlede jaar het ons baie tyd spandeer aan die Christelike dissiplines en een van die dissiplines van Christendom was diensbaarheid. En ek weet nou nie of julle sal onthou nie, maar ons het heelwat tyd daaraan spandeer oor wat dit beteken om mekaar te dien en wat die opdrag regtig vir ons is. Ons het gesê ons moet in Jesus se skoene staan, ons moet sy hande en voete wees hier op aarde en ons moet die gawes wat hy vir ons gee gebruik om ander mense se lewens te verander, maar ai tog. Nou is die vraag vanoggend, hoeveel van ons het dit reg gekry? Hoeveel lewens is intussen tyd verander? Hoe het ons dit reg gekry om te fokus op hierdie Christelike dissipline? Of in die wêreld met sy eie dinge, met ons eie begeertes en ons eie gedagtes, weer eens ons lewens so oorgeneem het, ons nie regtig hierop kan fokus nie. Of is ons so vasgevang in hierdie kultuur van voortbestaan, en ek weet dit is nie elke dag maklik nie, maar is ons so vasgevang daarin, dat ons nie meer tyd en energie oor het, om mense se nood aan te spreek nie, al sien ons dit raak. Ons is net te moeg, ons het nie daarvoor tyd nie. Nou wil ek vra dat jy vir my foto sal opsit asseblief. Sien julle daai foto van daai kindertjies? As 'n mens nou dit kyk, dan is die onmiddellike reaksie, is dit so oulikie. Want daai seentjie en dis 'n dogtertjie eintlik wat op mamma se skoene sit, wil baie graag mamma en pappa se skoene vol staan. Hulle wil baie graag soos mamma en pappa wees. Maar daai prentjie is vanoggend vir ons 'n herinnering dat ons eintlik so in Christus se voetspore moet loop, so in sy skoene moet staan, en so behoefte moet hê, om soos hy te kan wees. Dis eintlik waaroor dit gaan, as gelowige. Dis eintlik waaroor hoe ons ingesteldheid moet wees, dat ons in Christus se voetspore wil loop, dat ons wil wees soos hy, dat ons sal vra dat ons meer en meer soos hy sal word. Ons skriflesing vanoggend is 1 Petrus 4 en ons gaan lees van vers 7 tot 11. Ek het dit nou ek het dit op die skerm gesit, ek dink dit is dalk 'n bietjie klein, ek het vergeet Jan dat jy gesê dit moet die helfte van die skerm is, so die mense wat inskakel vanoggend, ek is nou jammer, julle gaan dalk sukkel om te sien, maar dit is 1 Petrus 4 vers 7 tot 11. Die einde van alles is naby, daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar, sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. En as dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. So moet julle in God in alles verheerlik, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Amen. So ons fokus gaan eintlik net wees op vers 10 en 11. Maar as ons nou kyk na die hele brief van Petrus, dan is dit 'n brief wat geskryf is aan moedelose Christene. Mense wat vervolging aan die gesig gestaar het en hulle was moedeloos op daai stadium.
Nou in sy brief spreek Petrus die vervolging aan en hy sê vir hulle hoe hulle moet reageer en hoe hulle moet volhard te midde van die vervolging. Maar dan hier in 1 Petrus 4 vers 7 tot 11 het hy hierdie ek wil amper sê inspirerende boodskapie om te dien. Hy kom tussen al hierdie goed wat hy praat, al hierdie inspirasie wat hy vir hulle probeer gee en aanmoediging oor die vervolging, kom sê hy vir hulle nou te midde van hierdie vervolging, te midde van wat julle op die oomblik beleef, is julle geroep om te dien. Daar is nie verskoning nie. Maak nie saak hoe swaar jy kry nie, maak nie saak of jy vervolg word nie. Daar is geen verskoning nie. Jy is geroep om te dien. En dan gaan Petrus voort en hy spreek eintlik 3 punte aan ten opsigte van diens. En ek wil graag ons met vir 'n oomblik by elkeen van daai punte stil staan. Die eerste een is die rentmeesterskap van diens. Die tweede is dan die tipes van diens en die derde een is die oorsprong van die diens. So ons gaan so 'n bietjie kyk na die diens en dan daai 3 punte aanraak. Die eerste een is die rentmeesterskap van diens wat ons in vers 10 van lees. So as ons dan daar lees, as goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, na mate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander een dien. Dan is die belangrike ding wat ons uit vers 10 uit moet leer, dat elke Christen het 'n genadegawe gekry. Elke Christen het 'n geskenk gekry. Toe hy die Heilige Gees ontvang het, het hy 'n geskenk gekry. Dis iets wat jy verdien het nie, dis nie omdat jy oulik was nie, dis nie iets wat jy kon koop nie, dis 'n genadegawe, en dis aan jou geleen. Dis aan jou geleen om die gemeente te dien, die gelowiges daarmee te dien. As ons kyk na die woord gawe, dan is die Griekse vertaling daarvan charisma. Nou oral in die Bybel, as ons lees van die gawe van verlossing, dan gebruik hulle die Griekse woord charisma, so dis dieselfde woord wat hier gebruik word. So hierdie gawe is 'n gawe van diens, is nie iets wat ons verdien nie. En ons het die gawe gekry as gevolg van die genade van God. Nou as 'n mens nou iets kry, as jy nou 'n geskenk kry, dan is dit nou gewoonlik nie iets omdat jy het verdien nie. Ek weet daar's baie kulture waar hulle dink 'n geskenk is iets wat jy verdien, as jy seker iets doen, dan behoort jy iets te kry. Dis nie waarvan ons praat nie. 'n Geskenk is iets wat jy kry ten spyte van wie of wat jy is, ten spyte van jou omstandighede. Dis 'n geskenk word gebore uit die hart van die gewer. Dit het niks met jou te doen nie. Jy is aan die ontvangkant. Jy beleef nie die positiewe daarvan, maar dit kom van God. En dis wat ons moet onthou in hierdie oomblik van hierdie genadegawes wat ons gekry het, die gawe om te dien. Dis iets wat ons verdien het nie, dis omdat ons die potensiaal het om te dien nie. Dis omdat God dit vir ons gegee het, ten spyte van wie en wat ons is. Thomas Schreiner sê, die gawes is 'n bewys van God se genade in sy verskillende forme. So dis God se genade, en daarom noem ons dit baie keer ook 'n genadegawe. Dis nie iets wat ek iets mee te doen het nie. Nou as ons kyk na rentmeesterskap, of om 'n rentmeester te wees, dan beteken dit ek is 'n bestuurder daarvan. Nou as jy bestuurder van iets is jy nooit 'n eienaar nie, is ek reg? Of nie noodwendig, maar jy bestuur iets om iets met dit te laat gebeur. So as ek gaan werk daar waar ek nou werk by die winkel, is ek nou bestuurder op die oomblik, is niks van daai goed is myne nie, maar ek moet dit bestuur sodat dit tot voordeel kan wees van die eintlike eienaar. Is ek reg? En dis presies wat ons met ons gawes moet doen. Ons moet dit bestuur sodat dit tot voordeel kan wees van die eintlike eienaar wat God is, sodat God daardeur verheerlik kan word. So ek gaan nooit eintlik die voordeel daaruit trek nie. Dis die ander mense wat ek dien, wat die voordeel uit hierdie gawe uittrek. So ek kan nooit agteroor sit en sê, weet jy, ek is eintlik nou so oulik nie. Ons moet ophou om te dink, ek het die gawe van diens, of ek het die gawe van dit, en dit maak my anders, of meer besonders, of meer spesiaal. Dis nie waar nie. Hierdie gawes wat ons gekry het, is sodat ons broers en susters in die geloof daarmee kan dien. So die gawe maak eintlik van jou 'n werker. En dis die belangrike
ek wil amper sê ingesteldheid wat ons moet verstaan. So as ek hierdie gawe, omdat ek hierdie gawe het, nie as ek 'n gawe kry nie, want elkeen van ons het 'n gawe ontvang, soos ek reeds gesê het. Omdat ek hierdie gawe gekry het, moet ek hom bestuur en gebruik tot eer en verheerliking van God se naam. Dit is rentmeesterskap. Dis waaroor dit gaan, as hy dan in vers 10 daaroor praat, dat ons die ander daarmee moet dien, want ons is goeie bedienaars van die woord. Die tweede punt wat hy aanraak is die tipes diens. Nou, as ons kyk na die tipe van diens, dan kan 'n mens met 'n mens onthou, daar's verskillende tipe van genadegawes. En ek gaan nie almal noem nie, en ek gaan ook nie oor die genadegawes spesifiek praat vanoggend nie. Maar as jy wil, skryf dit neer en gaan kyk. Romeine 12 praat baie mooi oor die verskillende genadegawes, en 1 Korintiërs 12, en dan ook Efesiërs 4. Daar kry ons nogal 'n taamlike lys van wat die genadegawes is, as jy 'n bietjie wil tyd maak om te gaan kyk na watter verskillende genadegawes daar is. Vir hierdie geleentheid sê Petrus net, as iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom, en as dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag van God. So hy deel dit net in 2 groepe in. Die een is praat, en die een is doen. So dis die twee tipes wat Petrus hier so uitlig. So met ander woorde, maak nie saak of ek nou bid nie, dis ook praat, en of ek nou preek nie, dis praat, en of ek onderrig, dis praat. Maak nie saak of ek aan die ander kant ook bid, want dis ook dien, want ons kan mekaar dien met bid, of ek fisies goed doen, omdat ek geroep, of ek gasvryheid, of wat ook, as mense nou kyk na die verskillende gawes, dit gaan oor doen goed. So dis die 2 tipes gawes, wat Petrus op hierdie stadium uitlig. En ek wil eers net gou vinnig kyk na die verskil daarin. As ons kyk na die eerste een, wat sê, as iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. Dan gaan dit hier oor praat, né? Dit gaan oor goed wat ons doen as ons praat. So, nou kan ons mense agteroor sit en sê, weet jy wat, nou is ek so bly, want dit praat nou nie eintlik met my nie, want ek het nou nie die gawe om te preek nie. Maar dis nie waar nie, want preek verwys nie net na 'n predikant nie. Dit verwys nie net na iemand wat geroep is as pastor nie. Preek bedoel eintlik enige iemand wat die evangelie van God deel. Enige iemand, met ander woorde elkeen van ons, wat iets sê oor God, moet net God se woorde praat, sodat ons weet ons praat die waarheid. En ons moet God se woorde gebruik, dis die Bybel, om so sy woord te verkondig, want dis die suiwer woord. Dis maklik om jou eie gedagtes en jou eie bemoediging in te sit, wanneer jy met mense praat. Dis mos nou maklik om jou eie woorde uit te dink. Dis 'n bietjie 'n ander saak as jy nou moet God se woorde gebruik. Want dit beteken, jy moet jou Bybel so goed ken, en so bestudeer, dat jy werklik verstaan waar daarin staan, sodat wanneer jy dit deel met ander, jy seker is, dat jy die waarheid deel. Want dis waartoe ons geroep is, om die waarheid, die goeie boodskap, die waarheid met ander mense te deel. En ons het die voorreg om vandag 'n Bybel te kan hê in ons hand, op ons foon, op ons tablet. 'n Bybel is oral beskikbaar. Jy kan met 'n Bybel op jou skoot gaan sit en met iemand praat. Jy het nie nodig om jou eie woorde te gebruik nie. Ons kan met die Bybel in ons hand met iemand praat. En ons het die verantwoordelikheid om die woord van God met ons familie te deel, met ons vriende, met mense met wie ons in aanraking kom. En omdat ons daai geleentheid het, is dit so belangrik dat ons moet seker maak en dat ons versigtig is om die regte waarheid te deel. En nie my eie interpretasie of my eie idee of hierdie, ja, maar kan ek maar nog weet, ag, dit is nou nie heeltemal so erg nie, my eie interpretasie daarvan by te sit nie. Dit is belangrik dat ons God se woorde met ander mense sal deel. As ons dan kom by die tweede gedeelte waar dit sê, as dit is om die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen. Dan is dit belangrik dat ons verstaan uit watter bron uit dien ons ander mense. Dien ek dit? Dien ek ander mense omdat dit vir my lekker is en omdat ek dink ek gaan iets daardeur bereik? Of doen ek dit omdat die liefde van Christus binne in my is en ek nie anders kan as om hierdie liefde met ander mense te deel nie? Want dis wat dit beteken om te dien.
is om die liefde wat God in jou aan jou bewys het en wat jy beleef elke dag, om dit te kan raak sien en te kan sê, maar weet jy wat? Uit die oorvloed van God se genade en sy liefde wil ek graag 'n verskil maak in ander mense se lewens. En dis waartoe ons geroep is. Ons moet staat maak op die krag van God. So as jy 'n punt bereik het waar jy moeg is, of as jy moedeloos is, as jy net hoor jy moet alweer iets doen. Ai nee, rarig, ek is die enigste een wat altyd iets doen. Of ag nee, ek sien nie kans, ek het dit al gedoen, ek het nie weer lus om dit te doen nie. Of nee, ek kan nie, ek is te bang, ek sien nie kans om met ander mense, ek is te bang om dit te doen. Gaan kyk dan, wat is die bron van jou krag? Want die Nuwe Lewende Vertaling vertaal dit vir ons baie mooi in vers 11, as hy sê, het jy die gawe ontvang om te preek, dan moet jy so preek dat God deur jou praat. Maar as jy die gawe ontvang het om ander te dien, doen dit met die krag en die energie wat God jou gee. Nie in jou eie krag nie. Nie uit jou eie persoonlikheid of jou eie menswees uit nie. Ten spyte van wie of wat jy is, gee God vir jou die krag om ander mense te kan dien. En dan, as ek uit God se krag en uit God se energie en uit God se liefde vir my ander mense dien, dan is ek nog steeds moeg, want die realiteit is 'n mens raak moeg. Maar ek sien nie my moeg raak nie. Ek sien God se liefde en genade raak, en ek gaan nog steeds en ek gaan dien, want dit is wat God my toegeroep het. Hierdie vers is nie 'n voorstel nie. Petrus is nie besig om te sê, weet jy, ek wil nou voorstel dat jy dit miskien so daarna kyk, dan sal dit beter wees nie. Dis 'n opdrag. Petrus sê, dit is wat julle moet doen. Julle moet dien met die krag en energie wat God julle gee. Julle moet leer met die woorde wat God praat deur jou. Hou op om in jou eie woorde te probeer mense bemoedig. Hou op om in jou eie krag te probeer dien. Want dan gaan jy moeg word. Dan gaan jy moedeloos word. Dan gaan jy voel, dis nie die moeite werd nie. Want dit gaan oor jou. Die fokus is nie op God nie. Wanneer jy dien uit die krag en energie van God, dan maak dit nie saak wat mense se reaksie daarop is nie. Dan maak dit nie saak as mense nie dankbaar is nie, want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die eer wat God toekom. God is die een wat die eer moet ontvang, want hy is die een wat vir ons die krag en die wysheid van diensbaarheid gee. Ons is nie veronderstel om die eer te ontvang nie. Ons is nie veronderstel om te wag dat mense vir ons moet sê dankie, of dit was nou regtig spesiaal nie. God is die een wat die eer verdien, en wat die eer moet ontvang. En dit sluit dan aan by ons derde punt, wat gaan oor die oorsprong van ons diens. As ons kyk na vers 11b. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort, tot in alle ewigheid. Soos ek reeds gesê het, die bron van ons diensbaarheid is Christus. As God wat die gawes vir ons gegee het, deur die Heilige Gees, daarom is hy die een wat die heerlikheid en die eer moet ontvang, nie ons nie. Matteus 5 vers 16 sê, so moet julle lig ook voor ander skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en sê, julle is oulik? Nee. En aan julle Vader wat in die hemele is, die heerlikheid kan gee. Hulle moet na ons kyk, en na hoe ons dien, en wat ons bereid is om te doen vir ander, en God die eer daarvoor gee. In 1 Korintiërs 10 vers 31 lees ons, of julle dan eet of drink, en wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. So die vraag in hierdie oggend is, wat is die bron van diens vir jou? Is dit maar net nog een van die goed op jou lysie wat jy moet doen? 'n Lysie van goed wat jy moet aftik, en aan die einde van die week kan jy sê, nou maar goed, ek het dit gedoen? Of is dit die liefde van Christus wat jou dring daartoe? Is jy bereid om te dien, sonder om dankie te kry, maar sodat God verheerlik kan word? Ek wil afsluit. Ons is almal geroep om te dien. En op die vraag oor diensbare en nie aktiewe lidmate het pastoor Adrian Rogers, een van die Southern Baptist, het hy soos volg geantwoord. En om julle mooi lees, ek kan nou nie met die Amerikaanse aksent lees nie, maar dit was nou. Hy het gesê, there is no such thing as inactive church members. Every church member is either building up or tearing down.
You have the saints and you have the ain'ts. You ask what the ain'ts are? Those are the people that say, I ain't got the money for that, or I ain't got the time for that, or I ain't even going to be there for that. Those are the ain'ts. As mense nou so dit lees wat hy gesê, dan klink dit so bietjie soos die woorde van 'n country musiekliedjie. Want jy kan eintlik 'n liedjie daaroor skryf. Maar dis waar vir elkeen van ons wat hier sit. Ons maak maklike verskoning oor hoekom ons nie diensbaar kan wees nie. Ek gaan nie eers al wees nie. Of ek het nie nou tyd nie, of ek het regtig nie nou die geld om betrokke te raak nie. Maar as ons kyk na die redes, dan is hulle waarskynlik 100% reg. Ek bedoel, dit is nie asof ek jok nie, maar is omdat ek die verkeerde bron van diens het. Die realiteit is dat ons nie kan agteroor sit en wag om hemel toe gegaan nie. Ek is nie gered sodat ek kan seker wees my saak met die Here is reg nie. Ja, dit is deel daarvan. Dis baie belangrik. Maar nou sit nie punt. Amen. Nou gaan ek sit en wag tot ek eendag doodgaan, want ek weet mos ek gaan hemel toe nie. Dis die wegspringplek. Want ja, ek is gered. Ja, ek het die Heilige Gees ontvang. Ja, ek het nou 'n gawes gekry waarmee ek ander medegelowiges moet dien. En dis wat ek moet doen totdat ek eendag hemel toe gaan. So dis nie, ons is geroep tot diensbaarheid. En diens is 'n aksiewoord. Jy moet iets gaan doen. Jy moet iewers heen gaan. Diens is nie net praat nie. Om te dien is om ons gawes wat Christus vir ons te gee, uit te leef. En ja, ons dink baie keer, wanneer ons by die kerk opdaag, of in die erediens sit, of sondagskool gee, of sondagskool bywoon, of bidure of klein groepe bywoon of aanbied, dat ons God 'n guns doen. Ons dink, ons is eintlik rarig oulik, want kyk, ek is elke sondag in die kerk. Of daar is, as daar geleentheid is, dan is ek daar. Bywoning by die kerk is noodsaaklik en is belangrik, want dis waar ek opgebou word en verder groei. Maar dis nie wat God van ons vra nie, nie. Dis nie diens nie, dis voorbereiding vir diens. En ek dink ons vergeet, dat hierdie geleentheid wat ons het op 'n Sondag, is nie 'n nice to have nie. Ja, dit is, ons is bevoorreg om dit te hê. Maar is ook 'n need to have. Want ek het hierdie geleentheid nodig om onderrig te word, sodat ek die res van die week kan weet hoe om my gawes uit te leef, hoe om te gaan dien. Baie keer vergeet ons, doelbewus of per ongeluk om te dien. En dan moet ons gaan sê, ek is jammer. En ek moet weer fokus, want as rentmeester, as bestuurder van hierdie gawe, is ek verbind daartoe, om die dissipline van diens in die koninkryk van God uit te leef. Ons kan maklik sê, ons het nie die kerk nodig om te dien nie. Maar die woord van God leer vir ons, dat God hierdie gawes vir die kerk gee. Dat ons mekaar nodig het, en dat ons mekaar moet dien, met hierdie gawes wat ons het. Dis nie 'n voorstel nie, dis 'n opdrag. Liefde is nie 'n keuse nie. Om lief te wees vir my medegelowiges en my medegelowiges te dien, is 'n voortvloeisel uit die verhouding wat ek het met 'n lewende God en die gevolg van die feit dat die Heilige Gees in my woon. En daar moet elkeen van ons vanoggend vir ons afvra, wat doen ek vir die koninkryk van God deur my kerk? Belangriker nog, watter gawe het God vir my gegee om mee te dien? En wat doen ek daarmee? Gebruik ek dit? En as jy vanoggend voel jy het nie 'n gawe nie, gaan maak jou verhouding met die Here reg. Jy het alleenlik nie 'n gawe nie, as jy nog nooit vir Jesus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aangeneem het en die Heilige Gees in jou lewe toegelaat het om jou te verander nie. As die Heilige Gees in jou lewe is, dan het hy jou geseën met 'n gawe of met gawes. So maak seker wat jou gawes is. Maak seker dat jou saak met die Here reg is. En onthou, hierdie gawes is nie vir my om te sê ek is oulik nie. Hierdie gawes is sodat ons mekaar daarmee kan dien. Amen. Kom ons bid saam.
Here Jesus, as ons vanoggend so na u woord luister, dan besef ons, elkeen van ons staan skuldig. So maklik om te sê, ek is nou nie te besig. My program is te vol. Ek het nog nie tydjie gehad om te rus nie. En dan besef ons in hierdie oggend, Here, dit is omdat ons uit ons eie krag uit hierdie ding wil doen. En nie uit u krag en u energie wat u vir ons voorsien nie. En dan moet ons sê, Here, dit is omdat ons nie tyd met u spandeer nie. Ons maak nie tyd om aan die voete te sit en toe te laat dat u Gees ons opnuut vol maak, sodat ons die krag en die energie kan hê om hierdie diens te kan verrig nie. Vergewe ons daarvoor, Here. Vergewe ons waar ons op, wil nou sê, empty loop en dink ons sal dit maak. Here, ek wil vra dat u vir elkeen van ons wat vanoggend hier is, sal help om tyd te maak in ons besige dae, in ons lewens, om net by u voete te kan kom sit, u stem te kan hoor, en toe te laat dat u ons lewens kan aanraak. Want Here, dan kan ons 'n verskil maak. Dan kan ons dien. Dan kan ons hierdie opdrag wat ons ontvang het uitvoer. Vergewe ons, Here, en help ons om regtig getrou te wees in die manier van hoe ons met ons verhouding met u omgaan, maar ook ons verhouding met ander gelowiges. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons gaan nou staan en dan gaan ons die lied sing meer en meer soos Jesus. Nou, dis 'n lied met baie interessante woorde. Dit gaan oor hierdie smagting. Ek wil so graag sy kind wees. Ek wil so graag sê, ek's lief vir hom. Maar dis alles 'n proses van om meer en meer en meer soos Jesus te word. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. Ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer
Dankie Anita, ons kan maar sit, dankie. Net so 'n paar afkondigings. Die eerste is ons nagmaal vir die kwartaal is 'n bietjie later in die maand. Ek dink dit is oor 2 weke, die 22ste, dis reg. Kom, sluit gerus by ons aan en onthou dat ons in ons gemeente ook die kinders insluit in die nagmaal, maar ons vra dan ons ouers om asseblief by die huis met hulle te gesels oor die betekenis van die nagmaal, sodat hulle weet hoekom en hoe hulle dit doen. Dan die volgende is die week daarop, die laaste week van die maand, of die laaste Sondag van die maand, gaan ons die kwartaal se tema afsluit, maar ook sommer net saam feesvier en 'n lofprysingsdiens hê. So ons nooi julle om nou nie daai Sondag nie hier te wees nie. Ons het dan nog nie beplan om iets te maak rondom ete, maar ek dink dis ook iets wat ons kan doen daai dag. Maar kom, ons sluit die kwartaal lekker af, hierdie kwartaal waar ons gesels oor ons verhouding met ons medegelowiges, waarby vandag dan ook aangesluit het. En dan net 'n aankondiging van Rockingham se kant af, daarso is 'n ouerskap kursus wat hulle gaan aanbied hierdie kwartaal. Sondag, begin Sondag aand 22 Junie, en as mense dit nie daai aand kan bywoon nie, dan kan hulle dit die volgende week, dink ek, doen. Julle kan vir Dominee Piet kontak, maar dit gaan oor ouerskap, en daar is ons 5 temas wat 'n mens hanteer, en dis 'n 2 uur kursus wat 'n mens kan bywoon. Ek dink jy kry ook 'n sertifikaat daarvoor. So kontak vir Dominee Piet as jy dalk daarin belangstel. The Parenting Garden. Julle sal dit ook op hulle website meer inligting kan kry. Dit is dan die afkondigings vir vandag. Kom ons gaan dien in hierdie week het voorlê en die weke daarop, maar kom ons gaan vra vir die Here, wat is die spesifieke rol waar hy wil hê en hoe ons in die gemeente bedien. Kom ons kom ons by ons toe om die Here regtig te volg soos hy ons wil hê. Kom ons sluit af met die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen.